hulle wat in sy naam glo. Aan hulle het hy mag gegee om kinders te word, hulle wat in sy naam glo. Kyk wat sê vers 13. Wat nie uit die bloed of die wil van die vlees, met ander woorde, hierdie is nie 'n vleeslike ding nie. Met ander woorde, Israel fisies daar in die vlees, fisies nageslag, is nie deel van nie. Hulle is 'n skeybrief gegee. Wat nie uit die bloed of die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Wanneer is ek en jy uit God gebore? Die oomblik wat ons tot wedergeboorte gekom het. Die kerk, die eklesia, die nuwe skepping, die Israel van God, volgens Galasiërs 6 vers 16. Kyk wat sê 6 vers 16. En mag vrede en barmhartigheid wees oor almal wat wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Die stigting van moderne Israel, dis baie belangrik dat ons dit besef. Die stigting van moderne Israel in 1948 was 'n belangrike politieke gebeurtenis. Maar dit is nie die vervulling van Bybelse profeseë nie. Ek wil dit sê en ek wil klem lê daarop. Die stigting van die Israeliese staat was 'n politieke gebeurtenis, het niks met profeseë uit te wy nie. Moenie eers daaraan dink om nou te gaan om vir my te gaan skrif quoteer nie. Jy's verkeerd. Om dit histories vas te maak, kom ons kyk gou na die geskiedenis. Na die Eerste Wêreldoorlog, met die Balfour verklaring in 1917, het die Balfour verklaring die grondslag gelê vir 'n Joodse tuisland. Daar was nie voor dit so 'n verklaring nie. Maar die Balfour verklaring in 1917 het 'n grondslag gelê vir die Joodse tuisland in Palestina, volgens die VN se nasionale argiewe, kan jy dit gaan lees, nommer FO 371/3058. Die Britse mandaat, onthou Brittanje was oor daai stadium, het Israel, soos wat ons hom vandag ken, het was onder hulle beheer.